Nou maar baie hartlik welkom. Lekker dat julle almal hier is, julle wat besoekers is, wat kom saam kuier het saam met familie of vriende by die pragtige doopgeleentheid vanmôre. Vir julle in die besonder ook baie hartlik welkom en mag julle ook wanneer julle terugreis na vandag sekerlik saam lekker geëet en gekuier, maar mag julle ook weer veilig by julle bestemmings en by julle huise uitkom na vandag hier saam. Ag, ons herinner maar net weer as daar nuwe intrekkers is. Ek weet ons is bietjie op die oomblik, ons tafels is alles gebruik, maar jy is baie welkom om in die kerkkantoor kontak te maak en daar is 'n geel vorm wat jy voltooi en jy kan dit bloot net in die bordjie terugsit die volgende week en dit sal dan namens jou hanteer word. Dan ons gebedsbediening elke Vrydagoggend, gisteraand wat Nadine en Jannie Moelman by ons was met ons buitelug konsert, kon hulle nie uitgepraat raak dat hulle ook besef, dit is waar ons gemeente eintlik 'n belangrike bediening het, die boiler room, die kragbron van ons gemeentewees is gebed, is om regtig in afhanklikheid van die Here te lewe en oorgegewe aan die Here. So julle is baie welkom om net mee te doen daaraan op 'n Vrydag of wanneer julle sommer net in julle stilligheid by die huis ook is, in daai tyd geleef as dit vir julle pas of selfs 'n ander tyd geleef, sommer net lekker saam ook te bid vir ons gemeente. Die buitelug konsert was 'n ongelooflike lekkerte gewees. En ek wil vra of ons nie tof net vir die Here 'n lekker handeklap kan gee om vir hom dankie te sê vir gisteraand. Ek dink as 'n mens nou vir die Springbokke handeklap was dit redelik meer, wil ek jy my vra, bietjie passievol na gistermiddag, maar hierdie was goed en dit is vir ons baie baie lekker om sommer op so een dag, ons vroue het nou verloor, nê, hulle het nou teen 'n span gespeel, ook teen die All Blacks, maar hulle het duidelik baie goed presteer. Ek kon nou nie die wedstryd kyk nie. Stem julle saam, die Springbokke het dan lekker gespeel, nê. Dit was nou sommer 'n wonderlike comeback, lyk dit vir my na die halftyd. Ek weet daar's altyd so een vrou in die gemeente, sy is nog in die dorp, maar nie meer by ons nie. Sy is so geïrriteerd as ek iets oor die Springbokke sê op 'n Sondag. Dan sê sy, ag, kan die dominee tog nie oor iets anders praat as net rugby nie. So nou en dan moet ons daarom net sê, well done. Dit is nou regtig mooi gewees. So dit was baie lekker. Maar nou ja, die lekkerder was gisteraand ook gewees van ons buitelug konsert. Baie dankie. Ek het gisteraand almal bedank wat oral op een of ander manier betrokke was, maar dit was 'n buitengewone aangename aand, lekker weer. Toe daai broer daar voor met toe Hendrik daar gepraat het en ek al langs aan staan, die hele gevoel het so 'n paar druppels geval. Toe loer ek my onder die dak uit. Hy dink ek is toe geïrriteerd, hy praat te lank. Hy het 'n bietjie lank gepraat, maar okay. Maar ek stap toe nou hier onder die dak en ek wil net kyk, Vader, gaan hierdie 4 jaar terug se proses herhaal. Want toe dis 'n storm gewees. Maar nee, die Here was getrou en al sou het gereën het, dan het ons 'n ander plan gemaak. Dan het ons ook reg gekom. Maar vanoggend, maar net baie dankie. Mense sal vir my altyd sê vir jou vrou ook dankie. Pauline, daar het regtig 'n paar gevra, ek moet vir jou dankie sê, dat jy ook leiding geneem het. Ek kan nie sonder my vrou bediening doen saam met my kinders nie. Selfs Heinrich gisteraand op daai stoep, toe hulle die 2 bokse wyn opvuil, hy sien haar sit nie voeler en hy het half lus om sy hand op te steek, maar by 'n veiling kort jy ou wat sê, yes! Jy het al gehoor 'n veiling, weet 'n ou sê, yes, hierdie ou is reg. En kan jy glo tot Heinrich ingespring en gesê, yes, hierdie ou sê is reg. Nou ja, toe skielik is die prys eintlik R3000 en Heinrich sê, ag oom, ek gooi die 500 by, maak dit 3,5, okay, 3,5. So luister, hy mannetjie praat groot, nê. Maar hy seker maar die dominee se kind. Jy leer hier by die kerk om iets van alles te doen. Pauline, dankie, jy het rondgehardloop, ek weet. En daar was baie ander wat saam met jou baie hard getrek het om hierdie drif te kry. Groot waardering vir elkeen wat iewers 'n verskil gemaak het. Baie dankie daarvoor. Daar is egter vanoggend, daar's 'n klein bietjie carry and reis nog oor waar jy vanmiddagete kan gaan aanskaf. Dink R45 'n bakkie. Dan is daar ook lekker gaarwors en rouwors, pakkies verpak van 10 worsies in 'n pakkie. Dink is R15 vir 'n stukkie wors. Dis net so billik soos wat jy in die slaghuis dit sal kry, en dis lang stukke. Hulle steek so by die kante van 'n broodjie uit. En dan is daar nog so 'n klompie van hierdie sosaties, verpak in pakkies van 10 en pakke van 5.
Nee, van 6. So, hulle is R25 'n Society, verskriklik lekker. Asseblief ondersteun en help ons om van hulle ontslae te raak. Daar's nie verjaarsdae vanmôre nie. Creer de Pre het my gevra om net bietjie onder die aandag te bring. Daar's 'n projek in Promosa waar hulle jong kindertjies leer om te lees. As julle graag wil inskakel daarby, hulle soek nog so 1 of 2 vrywilligers, Maandag tot Woensdag, daar's die tydgrewe, vervoer kan 'n mens sommer saam in 'n kar spring en gaan ry en dit gaan doen. So, daar's so 'n fotootjie ook wat alreeds betrokke is daarbey. So, as daar mense is wat voel, ek het 'n roeping om iewers hier 'n verskil te maak, bel maar die kerkkantoor en julle sal julle by Creer ook uitkry. Ons het ek het eintlik sy nommer daar bygevoeg, ek wonder hoekom is hy nou weg. Maar dit maak nie saak nie, jy bel die kerkkantoor en ons sal jou by Creer uitbring. En dan, dis ook 'n mooi projek en dis 'n roeping, né? Dis iets wat met roeping te maak het. Gisteroggend, daai dominee van Pretoria, vroue predikant, het elke Saterdagoggend so geleef, sommer oor 'n tema. Gister was nou roeping. En ons het ook daaroor gepraat so 2-3 weke terug. Toe vra die omroeper vir haar, so met ander woorde, om predikant te wees is 'n roeping. Toe sê sy, nee, jy verstaan dit verkeerd, dis my werk elke week. Ek werk Maandag tot Vrydag as 'n predikant by 'n gemeente en Sondag preek ek as 'n predikant by 'n gemeente. 'n Roeping is veel dieper as die werkie wat jy doen. Die werk is 'n bron van, ek doen iets en ek gaan daarmee geld verdien. 'n Roeping is wanneer ek net besef, mense is my roeping. Pastoraat is my roeping. Karre is my roeping. Boerdery dis iets anders, dis iets dieper, en ek dink nogal hierdie ook. As dit jou roeping is om daar te help, dan weet jy wil graag op die manier ook daai roeping uitleef. By die deure vanmôre is ons deurkollekte vir ons belydeniskamp wat binnekort gebeur, so oor 2-3 weke, so ek vra dat u asseblief daarvoor ook dit sal ondersteun. Volgende Vrydag, die Vrydag wat nou kom, is die sterrekyk vir ons kinderbediening. So hulle sal nou vandag begin afkondig daar by die kinderkerk. Alle ouers wat kinders in die kinderbediening het, ek is seker as daar tieners wat wil saamgaan, want dit is baie lekker, dat jy ook maar met die kerkkantoor kan kontak maak. Vrydag by Lekwena is daar weer 'n persoon, 'n kundige wat bietjie oor sterre kom praat die aand. Ons braai saam en stap met kopliggies daar so, 'n night walk, so 'n nagmars is die regte woord. So asseblief Vrydag aand wat nou kom, die 19de, kan ouers net daarmee kontak maak na Tommy hulle toe by die kinderkerk. Vanoggend gaan ons 3 babatjies ten doop bring. En ons sien verskriklik uit daarna, 2 seentjies en 'n dogtertjie, wat ons vanmôre ten doop gaan bring. Ons verrigtinge vanmôre werk min of meer as volg. Ons gaan nou 'n lekker loflied saam sing, ek gaan 'n gedeelte lees uit die Bybel, en dan gaan ek vir Flippie, wat die pa van een van hierdie seentjies is, 'n geleentheid gee. Hy wil graag 'n getuienis vanmôre gee oor klein Gideon, met wie ons 'n lang pad stap, van November laas jaar, wat hy gebore is tot hier. En ek gaan nie, hy sal die storie vertel. Ons luister graag daarna, en dan sal ek die 3 egpare oproep. Johandre, julle is splinter nuwe lidmate in die gemeente, die Taljard, so ons sien baie uit om hulle klein ding te doop. En dis ook 'n mooi verhaal, dis eintlik ook 'n regtig spesiale getuienis. Ons sal eintlik nog 'n geleentheid daarvoor ook moet inruim. En dan is daar nog Hanrey de Beer, wat op pad is om te emigreer na Australië toe. So ek het hulle getrou 'n klompie jare terug, eerste enetjie gedoop en vanoggend hulle tweede kleintjie. As die derde en die vierde enetjie kom, vlieg julle terug, dan doop ons maar weer. So asseblief moenie spoed verloor nie. Hou net aan. Druk net deur vorentoe. Ja nee, so sal dit nou wees. Geen verjaarsdae nie, ek dink dis alles wat ek moet sê. As die Here my spaar, ek ry nou vanmiddag al, maar ons het 'n konferensie die week in Pretoria vir ons predikante. En vir u wat dit nie weet, is altyd goed om ook van die wêreld van 'n predikant bietjie meer te hoor partymal. Ek weet ons interesseer nie altyd almal nie, maar is goed om dit ook te weet. Ons moet soos dokters deesdae en sielkundiges kursusse bywoon om punte te verdien, want jy moet jou status behou as 'n predikant. Dis eintlik voortgesette teologiese opleiding. Dis daarom net dat jy nou sedert Dani Kruiven ook net weer iets van die Bybel bygeleer het. Dat jy nou nie verstok geraak het in al die ou maniere van doen nie, maar dat jy ook 'n kans gee dat die Here jou ook vernuwe in jou bediening.
dat jy jou hele bediening so 'n bietjie kan omdraai met iets nuuts wat jy gehoor het of beleef het. En ons kyk onder andere Dinsdag aand ook van Frank Opperman, een van sy toneelstukke Reunie, gaan ons ook daar by Pretoria bywoon. En dan natuurlik die Woensdag aand is daar 'n kaas en wyn geleentheid. So ons sien baie na dit ook uit. Dis die eerste keer wat dit ooit gebeur by die konferensie, dat ons gaan wyn drink ook. So nee, dominee sien uit daarna. Dit gaan baie lekker wees, is vir ons ook 'n goeie tyd om 'n bietjie op die manier ook weg te breek. Ons skrifgedeelte vir oggend wil ek graag aanvoer Psalm 8. Here onse Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde, en hoe glansryk alles wat U gemaak het en in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge, hulle wat vanmôre gedoop word, babatjies, is in vervoering oor die magtige werk wat tot stand gebring is deur God. So word God se teestanders, die vyande en die wraggieriges, tot soeye gebring, hulle mond word gesnoer. En dan in die aangrypende vers 4 van Psalm 8. As ek die hemel aanskou en die werke van U vingers, die maan en die sterre waaraan U 'n plek gegee het, wat is die mens dan, dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom besoek, na hom omsien? U het die mense klein bietjie minder gemaak as 'n hemelse wese, en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van U hande. U het alles aan hom onderwerp, skape, beeste, alles, selfs die diere in die veld, voëls in die lug, visse in die see wat die oseane deurkruis. Here onse Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Ek wil graag vir U groet vanoggend. Mag daar vanoggend vrede wees in ons saamwees. Mag ons die magtige teenwoordigheid van die Here aanskou en beleef wanneer ons hierdie babatjies onder die doopwater bring. En mag U vol vreugde, julle as ouers, julle as oupas en oumas en familie, vriende, vol vreugde huis toe gaan vandag. In Jesus se naam. Amen. Kom ons staan en sing ons daai pragtige lied 197. Daar's 2 verse. Wonderbare koning, heerser oor U skepping. Kom ons staan. Ag, begin my sommer om vir my seun Stean ook dankie te sê. Ons het vir Flippie hulle onderneem om ook vir oggend se diens op te neem op video. Dit sal ook, as dit reg is, ons sal met hulle bespreek dat later op YouTube ook publiseer, dat u later ook dan die mooi doop in die samesyn weer kan beleef en herleef. So dankie ook vir jou wat van Pretoria af gekom het en vir ons kom help by die naweek. Ook jou vriendin, vir Carmen wat hier is van die Kaap af, wat alweer vanmiddag terugvlieg.
Bly dat jy ook lekker bietjie by ons kom kuier. Dis nou snaaks om 'n seun te hê met 'n meisie. Julle, dis 'n ander storie hoor, maar in elk geval dis baie opwindend eintlik. So dit is ek kan nie wag vir Heinrich nie. Maar anyway, so sal die dinge maar, hoe sal jy altyd sê, so buig die wors. Die jong klomp hou ons daarom jonk. Ek wil graag 'n gebed doen en dan gaan ek vir Flippie aan die woord stel. Flippie gaan vir jou 'n koordlose mikrofoon gee en die skyfies, dan kan jy rustig dit so hanteer. Ek dink vir oggend se banieropskrif in ons samesyn is, jy het een lewe om te leef. Jy het een lewe om te leef. Kom ons leef hom, en kom ons vertrou die Here dat vanmôre ook vir ons spesiaal sal wees. Hemelvader, ons aanbid U, ons bring lof aan U, want Here, U is ons Here en ons God. Hier sit mense vanmôre, Here, van verskillende generasies en verskillende seisoene in hulle lewens. Kinders, kleinkinders, agterkleinkinders is deel van hulle lewens. Dit verruim en verryk ons lewens. Here, hier sit mense wat al deur diep waters was met gesondheid, met verskillende uitdagings wat die seisoene van die lewe inhou en op ons pad bring. Maar Here, U is ook die God van seisoene. En U is die God wat vir ons altyd herinner daaraan. Ek het gekom om die wat geval het weer op te tel. Ek sal jou nooit verlaat of jou nooit in die steek laat nie. Ek is die Here jou God, ek is die enigste Here. Dankie daarvoor, dat ons vanmôre vol verwagting en afwagting in hierdie erediens is. Mense wat van ver gekom het, weens wonderlike verbintenisse wat hierdie klein kindertjies wat vanmôre gedoop word, ook tot gevolg gehad het. Familie, vriende, en ander wat ook 'n belang het by hierdie kleintjies se geboorte en se groot word en se groei. Dankie Here dat ons ver oggend getuies kan wees van wat U besig is om te doen in hierdie twee seentjies en hierdie dogtertjie en hulle families, hulle ouers se lewens. Ons staan verstom oor die Here se groot werke in ons lewens. Dankie Here vir gisteraand. Dankie vir 'n samesyn wat ongekend is. Dankie dat die getuienisse die een na die ander gister na my kom en sê, wat gaan nie aan? Hoe is dit moontlik dat 'n hele konsertterrein opgeruim is na 25 minute? Alles op hulle plek. Dankie vir ons werkers wat tot laat nag opgewas het en skoongemaak het, sodat ons vanmôre weer kan samesyn hier rondom 'n koppie koffie. Here, U is goed vir ons. En U het ons geleer, Here, om saam te werk en mekaar te respekteer, mekaar raak te sien en te erken, en ook erkenning te gee waar nodig. Ons het dit so nodig. En Here, vanmôre erken ons U as ons Here en ons God. Jonk en oud, seun wat vanoggend 'n tiener is wat miskien hier sit en sê, wat sal ek nou kry vanmôre? Here, dankie dat U nou besig is om daai seun en dogter, ook kindertjies, oupas en oumas, en elkeen van ons se harte, ons voor te berei vir U woord, en vir hierdie getuienis waarvan ons deel is vanmôre, om dit vir ewig in ons harte saam te dra. Mag hierdie datum 14 September vir ons uniek wees, vir ons 'n merker wees op ons lewenspad, as U wil, 'n oriëntasiepunt ook in ons geloofsontwikkeling en geloofsgroei. Ons bid, Here, dat U vanmôre, dat U koninkryk sal kom. In Jesus se naam. Amen. As jy reg is, Flippie, dan dink ek, kom jy vorentoe en dan luister ons graag. Môre almal. Dominee Jan, baie dankie vir die geleentheid. Vader het my vanoggend gevra, gaan ek uit die hart uit praat? Gaan ek net praat en nie my notas volg? So ek vir, as ek daarmee gaan begin, gaan ek julle baie lank besig hou. So ek het maar verkies om dit so kort as moontlik te hou. Maar dankie aan elkeen wat vandag in hierdie spesiale geleentheid deel. In besonder ons familie, vriende wat van ver gereis het om vandag saam met ons hier teenwoordig te wees. Ons dink ook aan die wat weens omstandighede nie in staat is om vandag hier te kan wees nie. Ek wil graag deel wat in die eerste 277 dae van Gideon se lewe gebeur het.
insluitend waar ons die onmiskenbare werkende hand van God ervaar en beleef het, tasbaar. Dit sal alleen wees om te sê dit was 'n maklike pad. 'n Slegte grondpad is dalk 'n goeie beskrywing. Met Gideon se geboorte is opgemerk iets is fout. Insluitend, en hy is onmiddellik na die neonatal ICU in Wilmette Park geneem. Bepaalde toetse is gedoen en die volgende dag is bepaal dat hy 'n kongenitale hartdefek het, 'n geboortehartdefek. Daar was ook 'n sterk vermoede dat hy Down-syndroom het, wat wel later bevestig is. Hy moes so gou as moontlik oorgeplaas word na 'n ander hospitaal waar die spesialis mediese personeel en fasiliteite beskikbaar was om te bepaal wat die omvang van die hartdefek is maar dit ook te kon behandel. Dit sou aanvanklik in Bloemfontein wees, maar ons is oorgeplaas na Netcare Sunninghill in Johannesburg. Sy hartdefek is gediagnoseer as 'n kompleet en gebalanseerde atria-ventrica-kanaal defek. Basies 'n 2 cm gat reg in die middel van die hart waar die 4 hartkamers bymekaar uitkom. Daar is verder uitgevind dat die ductus arterius wat veronderstel is om binne 48 uur na geboorte toe te maak, nie toegemaak het nie. Ek lig 'n paar aspekte uit van die pad wat Gideon gestap het. Gideon se eerste hospitalisasie was 80 dae aaneenlopend. 'n Totaal van 132 dae is in die hospitaal gaan spandeer in sy lewenstyd. Hy was 5 keer teater toe. Met die eerste operasie toe was hy slegs 13 dae jonk. Die lewensveranderende oophartchirurgie het op 7 Mei plaasgevind. 47% van sy lewe tot vandag het hy in een of ander hospitaal spandeer. Dit is eintlik skrikwekkend as mens daaraan dink, maar tog so ongelooflik om te sien hoe sterk die mannetjie geword het, hoe hy gegroei en hoe hy sy eie persoonlikheid ontwikkel deur hierdie hele tyd. Dit is net deur genade van ons Vader dat ek hier kan staan en vandag kan vertel van sy sorg. Ons het eershands ervaar hoe verskeie ouers nie die geleentheid gehad het om ooit hulle kinders huis te ontvat nie. Ons was verskeie kere selfs gekonfronteer deur hierdie harde realiteit en hoe kosbaar die lewe is. In Gideon se lewe was daaruit genade alleen net 1 keer wat ons amper in dieselfde posisie sou gewees het. Die realiteit was hulle het hom eendag amper verloor. En dit was net die dokters en die medisyne wat hom deurgedra het. Familie het ons gehuisves by tye wat ons in Johannesburg moes bly. My werk en kollegas was baie gemoedkomend en ek kon remotely werk met verskeie toegewings. Dit het my in staat gestel om daar te kon wees vir my vrou en my kind. Vele ander paartjies waarvan ons bewus het, moes of die pa of die ma hierdie pad stap. Caroline se werk en kollegas het haar ook baie ondersteun. Van die toegewings wat vir haar gemaak is, was verlengde verlof en remote werk. En deur God se genade het ons houding nie net bestaan en oorleef nie, maar ek wil sê hy het gegroei en sterker geword. Daar was nie een dag waar ek en sy saam mismoedig was in hierdie hele periode nie. As die een swak was, kon die ander sterk wees vir hulle. Ons het Kersfees, Nuwe Jaar,
Paasnaweek in 'n hospitaal spandeer. Niks hiervan kan beskou word as normaal nie. Tydens die emosionele rollercoaster reis het ons vreemdelinge ontmoet, wat op soortgelyke paaie is. Vreemdelinge het vertrouelinge geword en vriende geword. Iets wat vir ons uiters kosbaar is. En ons weet van hulle kon vandag reis om hier saam met ons te wees. Ek het 'n staaltjie om te vertel. Ek het vroeër vertel van ons sou Bloemfontein toe gaan. En ons het uiteindelik by Netcare Sunninghill geëindig. Maar ek onthou die dag voordat ons Bloemfontein toe sou vertrek en ons hoor die mediese fonds sê, nee, ons gaan nie betaal want die hospitaal is 40 km verder, ons betaal nie vir die hospitaalrit nie. En ons het hand en mond beklei met die mediese fonds, ons het die pediater almal betrokke gehad om net te kry, dis waar my kind sy nodige sorg gaan kry. Min wetend dat die oorplasing van na Johannesburg toe die beste ding vir Gideon was. Min wetend het ons geweet, hulle is die nommer 1 hospitaal vir pediatriese kardiologie in die land, maar ook in die suidelike halfrond van Afrika. Ons sou van Bloemfontein nou van elk geval by Sunninghill opgeëindig het. Dit het net minder drama gemaak, dit was wel met 'n dag vertraag, maar dit was die beste plek vir sy sorg. Ons besef nie altyd hoekom hier goed gebeur nie. Mense van die tye gaan ons terugkyk en ook nie daai antwoorde kry nie. Maar ons kan wel sê God se hand was ons goed in hierdie tyd. En as ons terugkyk, het ons net sy sorg en genade gesien. Ek wil ook van die geleentheid gebruik maak om vir die gemeente dankie te sê. Die skenking waarvoor julle so mildelik bygedra het, word opreg waardeer. Dominee Johan het tydens die rollercoaster reis verskeie kere by ons besoek afgelê. Maar die dag wat hy die speelgoedkar en die goeie nuus oorgedra het van die skenking, sou ek nie maklik vergeet nie. Dominee het op sy eie manier half aangedring om ek moet hierdie tyd by julle kom besoek aflê. En ek en Caroline het by onsself gewonder, hoekom juist nou? Kan ons nie net 'n week later of as hy van sy verlof af terugkom hierdie hanteer nie? Maar toe kom hy met die nuus wat ons sokkies onder ons uitgeslaan het. Net weer eens bewys dat Vader op maniere handel wat ons nooit kan verstaan of begryp nie. Ek wil namens myself en Caroline vir elkeen hier baie dankie sê. Baie dankie vir julle gebede, omgee, besoeke, belangstelling. Sonder hierdie sou ons verseker nie dit op die reis tot hier gemaak het nie. Ons wil ook daarby saam graag almal nooi om ietsie saam te pesel en te drink van ons kant as 'n blyk van waardering. Hierdie is wel Gideon se eerste groot byeenkoms buite. En ons wil self sorg hy moet nog gesond bly en nie enige probleme of komplikasies kry nie. So ons versoek, kom ons hanteer die sosiale afstand. Ons speel so 'n bietjie COVID vandag, maar dit is vir sy eie beswil. Baie dankie. Fantasties. Ek gaan vir Flippie vir jou baie dankie sê. Ek dink dit is roerend, lekker om dit te hoor, te besef dat die Here op sy besonderse manier die gemeente gebruik het, ook in julle lewens en 'n pad loop wat nog nie geëindig het nie, is nog deel van die pad.
En Karlien, is lekker dat jy, ek hoop jy is bietjie meer gesond as vroeër die week, ek hoop dit gaan beter met jou darm, maar ek dink, dit is net vir ons goed om dit ook vanoggend te hoor. Ek gaan nou die 3 egpare vorentoe roep, en dan wil ek sommer vra, as julle hier vorentoe gekom het, sommer so van die begin hier kan staan en kyk, dat die pa van die egpaar, sommer vir ons het julle doopkersie daarvoor sal aansteek met die vuurtjies, en as hy aangesteek is, dan kan ons voortgaan met die res van ons verrigtinge hier. So ek vra asseblief die volgende egpaar om voor die kansel te verskyn, met die oog op die bediening van die doop aan hulle kinders, Hanrey en Denise de Beer, julle kan sommer hier kom staan, en dan het ons ook vir Johandrey en Joni Taljard, en Flippie en Karlien van Skalkwyk. As julle vorentoe kom, sal ons bly wees. Die klein goed sal ons nou laat inkom, wanneer hulle ingebring word, maar julle kan net vir ons voor die kansel kom verskyn asseblief. Wat 'n voorreg dat julle vanmôre hier is, en is so lekker om saam met julle hierdie vreugde te deel, en vir die doeleindes wil ek graag vanmôre die formulier vir die bediening van die doop aan ons kinders met julle deel. Ons word gedoop omdat God 'n verbond, as jy wil, 'n soort van 'n testament aan ons kom gee het, waarin ons ingesluit is as begunstigdes in hierdie testament. God kom sê vir ons, julle is deel van hierdie verbond. Ek het 'n ewige verbond met julle. My verbintenis met julle is nie van korte duur nie, is van geslag tot geslag. En hy bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte, 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. In die Ou Testament was dit die besnydenis wat God daai tasbare teken gegee het vir ons kinders. Maar in die Nuwe Testament kom die doop, en die verlossingswerk word bewerk deur Jesus Christus, wat aan 'n kruis gesterf het en vir ons die vryheid kom bewerkstellig het. Die Here Jesus het voor sy hemelvaart aan sy disippels juist die opdrag gegee om te doop. Doop in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Dit is so dat baie mense dikwels skepties is oor suigeling doop, oor kinderdoop. Baie kerke en gemeentes doen dit glad nie. Hulle sal miskien kinders inseën of op ander maniere aan 'n ritueel deelneem. Vir ons wat in die gereformeerde tradisie is, glo, en ek is vas oortuig daarvan, dat om deel van die verbond te wees beteken dat al weet ons kinders niks wat vanmôre hier gebeur het, beteken dit nie ons is uitgesluit uit die verbond nie. Dis 'n verbintenis wat is van geslag tot geslag. God het gekom en inisiatief geneem. En of dit nou is, as jy moet gedoop word op grond van jou geloof, is dit nogal 'n moeilike saak, nê? Want wat sal die kriteria wees? Watter kerkraad en watter groot kerkvergadering bepaal hoeveel geloof is genoeg voordat jy gedoop kan word? Inteendeel, jy word gedoop juis as 'n babatjie in ons kultuur en tradisie en kerkdenominasie, omdat jy juis geen teenprestasie kan lewer nie. Omdat die klem en die fokus en die eer gaan aan God alleen. So, dit is egter so dat dit die kinders is van gelowiges wat gedoop behoort te word. So vanoggend vir jou Hanrey en Denise, vir jou Johandrey en Joni, vir jou Flip en Karlien, sê hoe baie van julle 3 egpare. Julle is gelowiges, julle het aangedui, julle het my gebel en gesê julle wil graag julle kinders ten doop bring. En julle het kom aanmeld. Dis die kinders van gelowige ouers wat gedoop behoort te word. Ek wil graag vir julle by hierdie geleentheid vanmôre vra waarop julle dan hardop moet antwoord. Bely julle hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het. Nou dis vir my altyd moeilik en ek probeer dit altyd verduidelik in 'n gemeente. Want ek kan nou nie dink dat die kindertjies wat nou gedoop gaan word sondaars is nie. Ons gaan nou net gou vra, kom ons sing 'n liedjie, dan dra ons die 3 sondaars nou in hier by die kerk. Kyk, dit maak net nie sin nie. So daai trek ek dood in die formulier en as hulle my onder sensuur wil plaas, let them. Wat hier vanmôre gebeur, in ons gebrokenheid kom ons na God toe en sê, Here, kyk Hanrey, as jy geweet het hoe om hierdie kind groot te maak, het ons mos jou 'n boek laat skryf. Nie een van ons weet hoe nie, ons doen dit ook almal verskillend. En ons het ook met ons kinders verskillende uitdagings. En daarom vanmôre wanneer ons hier kom, dan wil ek dit eintlik as volg verwoord.
Bely julle dat hoewel ons kinders in hulle gebrokenheid in hierdie wêreld gekom het en daarom in 'n sekere sin voel 'n mens, maar daar's nie volmaaktheid nie. Wat is die kans dat hierdie kind sal oorleef? Ook geestelik. Ten spyte van dit, kom neem God die inisiatief. En in die naam van Jesus Christus, as ons verlosser en ons saligmaker, roep hy ons uit hierdie banke uit ons huis uit en sê, bring jou kind. Hierdie doopwater is die skoon was deur die bloed van Christus. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament en wat in die belydenisskrifte van die kerk vervat is en in die kerk geleer word, Filippe en Johanrey, julle as ouers en Hanrey, die name is nogal storie vanmôre, nê. Bely julle dat dit die ware leer en volkome leer tot verlossing is. En ten derde, beloof julle om hierdie kindjies van wie julle die ouers is, in die beste van julle vermoë self te onderrig, maar dan ook kieskeurig te wees, te laat onderrig. So ek wil graag hierop vir julle vra, as julle bereid is om op die gemeente 'n kans te gee, om langs julle te kom inskuif, en ook in hierdie begeleidings en geloofsgroeipad van julle kinders, ook julle hande te vat, dat julle ons sal toelaat om ook vir julle te ondersteun op hierdie pad. Wat is vanmôre hierop, op hierdie 3 vrae hardop julle antwoord? Vir julle as 'n gesin? Vir julle as die Taljaards en die van Skalkwyks. Ons gaan nou 'n pragtige lied sing. Vra die oupas en die oumas van hierdie klein goed dat julle ook saam met hulle hier kom staan asseblief. As julle gereed is, kom asseblief vorentoe. As julle so 'n bietjie met opskyp, is julle ook welkom. Julle kan nou verstaan hoekom ek so met die name sukkel, want die pa is Hanrey en die seentjie is Handrey. En dan is daar John Drey, en ek weet nie wat is nie, en as ons klaar is, gaan ons nog huis toe ry ook, jy weet, so hoe dit ook al sy, vreeslike lekkerte om julle almal vanoggend hier te verwelkom, en vir julle as familie en vir u as gemeente, ons is vanmôre getuies van wat hier gebeur. 'n Getuie is natuurlik aanspreeklik, né? Dat jy ook sê, ek neem nie 'n verantwoordelikheid, ek aanvaar die verantwoordelikheid as deel van 'n gemeente, dat ons hierdie ouerpare gaan ondersteun in die grootmaak van hulle kinders.
Dat ons in die eerste plek hulle raak sien, dat ons hulle herken, maar dat ons ook vra, waar kan ons help? En ons vertrou dat ons vanmôre as getuies dit waardig sal wees, wanneer ons hier uitstap vandag, te kan sê, dit was groot. Dis wat vanmôre hier gebeur het, is God gewees. Vorige tydjie het so egpaar ook vir ons hierdie pragtige perdjie geskenk, so ek hoop tog regtig voor julle huis toe gaan vandag, en ons uitstap, hier kom neem 'n fotootjie met julle klein ding op die perdjie. Hier's gewoonlik een van die kinders, wat se kleintjie is, het julle Henke, nee, daai klein ding van julle, jy perd ry terwyl ons doop, dan werk hy hierdie perd. So dis eintlik baie lekker, prettig. Goed, so ek gaan vra dat julle vorentoe kom eers as De Beers, en daar is 'n handdoekie as ons klaar gedoop het om af te vee en julle ouers kan nader staan. Kom staan sommer so by. Ons gaan julle mis as julle Australië toe gaan, maar julle moet terugkom. Kom kuier maar vir ons. Ag, en as julle nog regtig wil, die dominee sal vir julle kom kuier, die vliegtuigkaartjies stuur dan nou maar. Dan kan ons ook sien hoe lyk Perth en al daai mooi plek. Julle gaan Brisbane toe, né? Fantasties, nee, mag die Here vir julle ook aan dit betref, regtig vir julle sy guns vir julle vooruitgaan. Klein Handrey De Beer, as jy vir ons om net so onder toe bring asseblief. Handrey De Beer, ek doop jou vanoggend in die naam van God die Vader, in die naam van God die Seun en in die naam van God die Heilige Gees. Amen. Dink miskien maar afvee daar. Dan wil ek sommer vra dat julle as ouers almal julle hande net sommer so in die water druk, gaan sommer net 'n doopviering doen. Julle kan almal vorentoe kom. Almal, kom druk julle hande saam met julle kinders so in die water. Klein Handrey De Beer, weet jy dat Jesus jou liefhet? Weet jy dat hy baie van jou hou? Somme net soos jy is. Ja, jy's kosbaar en spesiaal vir hom. Dankie Jesus, dankie Jesus, dankie Jesus, U is ook spesiaal vir ons. Dankie Here, dat ons vanmôre ons hande in hierdie doopbak kan druk as familie, as ouers. Dankie dat ons U guns mag afbid op hierdie ouerpaar, op Klein Handrey se lewe, op hierdie familie, ook op die pad vorentoe. In Jesus se naam, amen. Kan vir ons net weer terug staan asseblief? As julle vir ons vorentoe kan kom asseblief, Handrey, Johnny. Fotootjies asseblief, Heinrich, baie dankie. Wat 'n voorreg vanmôre om saam met julle te wees, en ek gaan sommer dadelik vra dat julle vir haar sommer net so in jou arm laat lê. Ek sien die noemnaam is Mientjie, maar dis eintlik Minje. So Minje. Hierdie is vriendelike vier Minje, dis nie vyandelike vier nie. Hier kom hy. Ek doop jou vanmôre in die naam van God die Vader, in die naam van God die Seun en in die naam van God die Heilige Gees. Amen. Kom gemeente sê amen. Fantasties. Kom ons sit ons hande so in die water en dan bid ons saam. En dankie dat u geduldig is as gemeente. Ons wil hierdie mooi geleentheid nie laat verbygaan. Minje, weet jy dat Jesus jou liefhet? Weet jy dat hy baie van jou hou? Somme net soos jy is, selfs al huil jy. Ja, jy's kosbaar en spesiaal vir hom. Dankie Jesus, dankie Jesus, dankie Jesus,
U is ook spesiaal vir ons. Amen. Nee, maak dit beter. Bakken, Angus Bakken. Amen. Daar's perke. Kom ons vra vir die van Skalkwyk om nader te kom, asseblief. Wat 'n voorreg om vir julle vanmôre hier te ontvang. Hallo my ou klong. Is lekker dat julle ook vanmôre hier is. Ek sê vir hom sommer net so af. Laat buig. Hy het pragtig 2 name. Gideon Jakobus van Skalkwyk. Ek doop jou vanoggend in die naam van God die Vader, in die naam van God die Seun en in die naam van God die Heilige Gees. Amen. Kom ons sit ons hande so die water. Klein Gideon Jakobus van Skalkwyk. Weet jy dat Jesus jou liefhet? Weet jy dat hy baie van jou hou, sommer net soos jy is? Ja, jy's kosbaar en spesiaal vir hom. Dankie Jesus, dankie Jesus, dankie Jesus. Is ook spesiaal vir ons almal. En dankie Here vanmôre dat ons saam met Flippie hulle en Jandre hulle, Andre hulle vanmôre in verwondering staan voor U. En U kan erken as ons Here en ons God. As we eers gemeente vra om te staan, dan bely ons geloof. Kom ons doen dit almal saam hardop. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, maar wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kan maar weer sit, baie dankie. Henke en Johannes, julle vir ons sal vorentoe kom, net die Bybelstoel oorhandig asseblief. Sommer net die eerste. Jandre in die middel. Baie geluk vir julle hoor. Baie geluk. Geluk vir julle hoor. Baie geluk hoor. Sterkte vir julle pad. Baie geluk vir julle hoor. Baie geluk hoor. Geluk Flippie. Geluk ouetjie. Baie geluk vir julle hoor. Hier is julle doopboekie. Dink hy is van Skalkwyk, maak gou seker. Ek gaan vra dat ons sonder begeleiding nou lied 264 gaan sing, 68 dink ek.
Kom ons staan, laat Heer die seën op hulle daal, sonder begeleiding, ons gebruik hier die orgel nie, sing dit net so. Laat Heer die seën op daal, jegens uit Sion al bestraal, U wat beveel en dit geskied, wil Heer U seën oor al gebied. Baie dankie. Julle kan gaan sit. Baie dankie. Ons het die afgelope tyd in die gemeente gepraat oor 'n mens se roeping. Ons het gesê mense roeping is maar 'n misterie. Ons het gepraat oor gebrokenheid, oor kwesbaarheid. Ons het iets van dit vanoggend al ervaar en beleef. Ons het gepraat om 'n ambassadeur vir die Here te wees. Beteken dat jy nie net kan werk en werk en werk nie. Jy moet partymal ook jou byl skerp maak. Jy het partykeer 'n bietjie me-time nodig, om bietjie eenkant op 'n klip te gaan sit. En net weer jou ritme te kry en jou pad te vind. Ons het verlede week gepraat oor die kaamverbome by die pragtige wynplaas in Somerset Wes. Dat jy moet groei waar God jou geplant het. Elkeen van ons het 'n unieke mooi storie. En ons behoefte en ons doel, en uiteindelik 'n doelwit is dat ons daai saad wat geplant is, dat dit 'n magtige boom sal word wat koelte bring vir mense om ons. En wat mense innooi en vir hulle sê, maar hier's 'n nuwe moontlikheid. Dit wat in jou lewe gebeur is partymal nie altyd maklik nie. Maar dis ook net 'n hoofstuk. Partykeer 'n belangrike hoofstuk vir die vorming van 'n mens met die oog op jou pad vorentoe. Ons het gesê jy het net die streepie, die 2 datums op jou grafsteen het jy nie oor beheer nie, maar die streepie het God vir ons gegee. En ons moet hom voluit lewe. Vanmôre jy het net een lewe om te leef. En ek onthou dat ek die stukkie gelees het op 'n stadium lank terug. Hoewel niemand kan teruggaan en 'n splinternuwe begin maak nie, kan enige iemand nou begin en 'n splinternuwe einde maak. Dis in jou hand. Die mooi beeld wat gebruik word is 'n golfstok in my hand, kan hier en daar 'n reguit hou slaan. Maar 'n golfstok in Mikkelroy se hande of in Louis Oosthuizen se hande is iets anders. Hulle maak ook foute, maar daar's konstantheid. En uiteindelik in ons lewe soek ons vir konstantheid. Ons soek 'n konstante liefdevolle verhouding met God. En om dit reg te kry, vra werk. So jy kan nie altyd terugkeer op jou pad nie, maar jy kan vandag begin. En jou einde kan heeltemal anders wees as wat hy op die oomblik sou wees. Jy kan kies. Dis jou keuse wat jy daarmee gaan maak. Ek onthou die eerste keer toe ek by Flippie en by Jean-Dre hulle gaan kuier het. Daar by hulle huise het ons hierdie teks gelees van Psalm 8 wat ons vanoggend gelees het. En ek het klem gelê op daai teks die dag om te sê dat vers 6 eintlik vir my uitgestaan het. Want ons het ook gepraat oor klein Gideon, gepraat oor klein Minje, oor die pad wat hulle moes loop, die wonderwerkies wat hulle is. En ons het klem gelê om te sê dat elkeen van ons 'n klein bietjie minder gemaak as 'n hemelse wese en met eer en met heerlikheid gekroon, en dis vandag nog geldig. Dit was my spesiaal en wat 'n voorreg om die boodskap te kon oordra. Nou is die vraag, wat is die ding wat brandstof gee vir 'n mens se lewe? En iemand my vergun, ek het 'n paar oomblikke net nodig om dit wat ek voorberei het met u te deel. Die brandstof van 'n mens se lewe is om 'n passie te hê. Is om iets te hê om voor te lewe. En uiteindelik nie net voor te lewe nie, is waarvoor sal jy ook sterwe? Wat is die ding wat jou laat opstaan in die oggend? As jy dit anders wil verwoord, sou mens kon sê, ontdek jou passie, en daarmee saam, niks groots gebeur ooit sonder passie nie. Ja, jy kan 'n baie middelmatige lewe hê jou hele lewe lank en jy kan tevrede wees daarmee. Maar as jy iets groots wil bewerkstellig, dan gebeur dit met 'n passie. Jy's binne in jou nis. Jy's binne in jou roeping. Jy's binne in dit wat jy glo, jou hart laat klop in die oggende.
en jou laat opstaan. Jy het 'n droom wat jy moet uitlewe. En dit is eintlik wat 'n passie regtig is. Hoe kan 'n passie beskryf word? Passie is die dryfkrag agter 'n meesterlike kunswerk, 'n mooi stuk argitektuur, 'n ontroerende stuk musiek, lirieke van 'n pragtige gedig wat jou aangryp as jy dit lees, kragtige drama in 'n toneel as jy daarna kyk en jy word meegevoer in die oomblik, 'n ongelooflike mooi foto van die natuur of selfs van 'n mens, wetenskaplike ontdekking wat 'n nuwe kuur vir siekte opgelewer het, om God se liefde op kreatiewe maniere te deel. Passie gee lewe aan die lewe. En jy sal vanmôre weet of jy op die oomblik binne in jou passie funksioneer. En of jy maar net oorleef. Survival van een dag na die ander dag. Dis maar 'n sleurgang. Jy moet opstaan en jy trek jou uit die bed uit. Jy is nie maar regtig lus daarvoor nie. Jy het eintlik aan die moegheid van daai pad gekom. Markus hoofstuk 12. En ons het ook al die afgelope week in ons Bybelstudiegroep daarna verwys, is daar die Shema gebed wat in hierdie pragtige gedeelte na vore kom. Een van die skrifgeleerdes redeneer toe met Jesus en hy vra vir hom oor die gebod, oor wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Bekende Joodse Shema gebed. As daar een ding is waaroor jy in die middel van die nag moet wakker gemaak word en vra, wat is jou getuienis aangaande God? Is dit, die Here my God is die enigste Here. Vir 'n Jood staan en val sy geloof en dan, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en al jou kragte. Jy moet jou inspann om by die wenstreep te kom. Romeine hoofstuk 11 is ook so gedeelte oor die Christelike lewe. Dan staan daar, moenie in jou toewyding verslap nie. Vriende, om in die Christelike lewe te leef, om in jou beroep te leef en jy's 'n Christen, vra 'n stuk toewyding. Nie net in jou loopbaan nie, maar in die manier hoe ek my loopbaan beoefen. Hoe ek dit doen en leef elke dag. En dan staan daar hierdie woorde, bly altyd geesdriftig, dien die Here. Weet jy wat is die tragedie van daai teks? As jy daai teks lees, en ek het hom juist duidelik uitgemerk, daar staan baie duidelik, moenie in julle toewyding verslap nie, wees altyd geesdriftig, dien die Here. Weet jy wat is die grootste gevaar van die woordjie bly altyd geesdriftig, is jy kan jou geesdrif langs die lewenspad verloor. Jy kan beroof word van jou geesdrif. Jy kan ophou om geesdriftig vir God te lewe. Jy kan maar nes die ander rondom jou so middelmatige lewe as jy wil. Dit kan in jou huwelik gebeur, dat jou vrou maar net 'n stuk meublement of jou man maar net iemand is wat heeltyd moet voorsien. En jy geniet die goeie lewe. Jy's op hierdie reis maar net saam, in jou loopbaan, verhoudinge, sommer maar net nie meer lus wees vir die lewe nie. Jy kan jou geesdrif verloor. Jy kan nie meer in verwondering wees nie. Ek is vanmôre oorweldig in die oomblik toe ek moes bid, want ek staan in verwondering voor God. My God, my Here en my God. Hy is die enigste Here. Hy is die oriëntasiepunt van 'n gelowige se lewe. Dis waarvoor jy opstaan en val in die oggende. So ek het 4 dingetjies wat ek graag vanoggend met u wil deel in die midde wil hê. 4 jakkalsies wat maklik ons geesdrif ook kan aanhelp of ons kan beroof van ons geesdrif. Wat maak dat jy nie meer bly geesdriftig dien die Here nie, maar jou geesdrif verloor. Die eerste ene is die liefde. Net 4 kortliks wil ek toelig. Jou liefde. Eens op 'n tyd het jy 'n gevoel gehad vir God. Eens op 'n tyd het jy 'n gevoel gehad vir jou huweliksmaat. Eens op 'n tyd het jy nog 'n gevoel gehad vir jou land. Eens op 'n tyd was jy opgewonde oor die grond en oor jou loopbaan. Maar jy het in jou geesdrif het jy gekwyn. Dit het begin verdwyn oor die horison. Jou vriende, om net 'n vuurtjie aan te steek en bietjie weer vir 'n slag te braai en net 'n bietjie te kuier. Jou verhouding met die Here kan in geesdrif afneem. Jou verhouding met jou familie.
jou droom, jou passie. Dat jy maar aangaan, maar jy's nie meer daar, jy's nie meer in die oomblik nie. Daar's nie 'n, soos die Engelsman dit sal noem, 'n mindfulness, 'n doelbewuste besluit, dat ek gaan vandag my beste gee nie. So my vraag vanmôre aan u en elkeen is, wat is tans die droomdiewe in jou lewe? Wat is tans die goed wat jou weerhou daarvan om nog in geesdrif die Here te dien? Om elke dag geesdriftig te wees oor jou werk, want sien jy uiteindelik jou lag begin verloor. Daar sit nie meer iets waaroor jy opgewonde is nie. Die vonk in daai verhouding is net weg. Vraag is, wat kan ek en jy en wat moet ons daaromtrent doen? Moet ek iets daaromtrent doen? Of kies ek maar om net so aan te gaan? Ek sleep myself maar deur die lewe. Steel bloot jou vreugde, maar dis nou maar hoe dit is. Die tweede ding, behalwe liefde, wat ek dink vanmôre ek met u wil deel, is die tweede legkaartstukkie is integriteit. As jy vir my vra een ding in hierdie land, in ons politieke bestel en in baie leierskapsvlakke, kort daar integriteit. Die mens wie jy is wanneer niemand kyk nie. Die mens wie jy ook in die privaat oomblikke van jou lewe is. Daar word integriteit gebou, in stilligheid. Jy sê jy glo iets, maar jy lewe dit nie meer nie. 'n gebrek aan integriteit. Integritas. Sal in Latyn vir jou sê, jy leef eintlik 'n leuen. Geestelike lewe is lauwarm. Jy lieg vir jouself en vir die wêreld. Jou lewe is kamertemperatuur. Ek bel die wynmaker in Villiersdorp oor die naweek. Ek sê vir hom, kan ek die rooiwyn maar in die yskas sit? Hy sê, onthou kamertemperatuur in Europa is 14 grade, in Suid-Afrika 26. Sit die rooiwyn in die yskas, kry die goed koud, die mense gaan daarvan hou. Maar jou lewe kan ook maar 'n kamertemperatuur, so middelmatigheid. Daar's niks opgewonde nie. Jy het ook nie eintlik 'n getuienis nie. Jy het niks om vir mense te vertel oor die groot werke van God nie. Jy weet lank terug was daar so iets. Maar as jy by die bakkery instap wat sy deure toegemaak het, sien jy maar net 'n paar skamele krummels op die grond lê. Daar's nie meer brood nie. Die volk kan nie meer gevoed en kan nie meer eet nie. Want die bakkery het sy deure gesluit. Die droom wat die bakker gehad het om kos te voorsien vir die dorp, hy het sy droom verloor. Die reuk van vars brood is weg. Ook die geur van jou eie lewe het verdwyn. En die geur van jou huwelik is daarmee heen. En die geur van jou omgee vir mense om jou en jou bure en vir jou land en medeburgers en omgee vir 'n arme en een wat nie het nie, is net weg. So integriteit, die derde ene, miskien die moeiliker een, vergifnis. Niks dreineer mense passie meer as jy met onopgeloste konflik moet saamleef. Elke môre as jy opstaan, is jy net so dik gepomp, want daar's 'n stuk onreg wat jy beleef wat teen jou gevoer is. En as dit die waarheid is jy die een wat die onreg gedoen het, aanspreeklik die res van jou lewe, om dit reg te maak. Anders sal jy nie rus en vrede vind nie. Want dit is gewoonlik die party wat moet vergewe. Nee, jy moet vergewe, maar wat van die persoon wat die onreg bewerkstellig het? Ons is mos nou mede verantwoordelik vir die oplos van die konflik, nie waar nie? Soos jy weet, ek is aandadig aan iemand se ondergang, dan moet jy mos iets daaromtrent doen. Jy word opgeroep deur God om met integriteit te sê, ek neem verantwoordelikheid vir die onreg waarin ek baie keer wetende of selfs onwetende, soms selfs net 'n toeskouer was, maar niks gesê het nie. Jy het gestaan en kyk en niks gesê nie. Jy het gesien hoe die onreg gepleeg word. Dit kan binne 'n familie wees, dit kan binne 'n besigheid wees, dit kan in 'n huwelik wees, maar jy sê niks. Verkieslik draai ek die gesig weg, maak of ek nie teenwoordig was nie, ek wil nie daaroor praat nie. Onthou ek het vanmôre gesê, jy is 'n getuie van wat hier gebeur. Jy gaan aanspreeklikheid moet aanvaar. Ek was 'n getuie by die oggend van daai doop. En ek kan nie maar my kop wegdraai en maak, asof ek niks daarmee te maak het nie. Kyk wat sê Job, wanneer Elifas met Job praat, een van sy vriende, hoekom Job se familie en sy huis aan skerwe geskreeu is, dan kom hierdie woorde, 'n mens wat 'n wrok dra is eintlik dom. Dit maak jou op die einde dood. Jaloesie doen dieselfde met jou. Wrokkigheid en jaloesie, afguns. Ek kan dit nie vat dat die son skyn oor iemand anders nie. Ek wil die son laat skyn oor my. So vergifnis is nogal 'n tamaletjie.
Vergifnis het 'n wederkerigheid. Wat is die ergste van 'n onvergewensgesindheid? Is bitterheid. En daai bitterheid sal jou volg die res van jou lewe. En as jy die een is wat aanspreeklik is vir die toediening van daai verwonding aan 'n ander, word jy die res van jou lewe sal jy aanspreeklik wees daarvoor. Totdat jy jou toevlug na God neem. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal jou rus gee. Die Here sal my sondes vergewe en dit so ver van my verwyder as die ooste van die weste, maar dit vra 'n aksie en 'n erkenning aan die aandeel wat jy het in hierdie proses van onvergewensgesindheid. Dis een van die boustene wat passie beroof. Jy kan hoeveel passie hê, maar as jy met 'n onvergewensgesinde hart leef, sal jy jou vrede nooit vind nie. Daar's meer as 110 tekste in die Bybel wat gaan oor wrokkigheid en onvergewensgesindheid. So kom ons erken dit prontuit vanmôre. Kom ons sê dit maar reguit vir mekaar. Wanneer Jesus aan die kruis hang, wat sê hy? Vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis Jesus se woorde. Hy is die een wat bereid is om te vergewe in die moeilikste, benoudste oomblikke van sy lewe. Wat is die 4de droomdief van passie? Dit is entoesiasme. Ek weet daar's nog 10 ander, maar dis die 4 wat ek vanmôre op die tafel kom sit. Entoesiasme. Die Griekse woordjie van entoesiasme bestaan uit 2 dele. En theos, God. As jy nie in God is nie, is jy waarskynlik buite God. Dan verloor jy jou entoesiasme, want God is in sy persoon entoesiasties. Hy is een wat met 'n passie na vore kom. Kan ek gou hierdie vir u lees? Om hierdie ding wat ons nou poog toepas in jou lewe, het ons 'n voorbeeld nodig. Om die liefde uit te leef, om integriteit te hê, om te vergewe, om met entoesiasme te lewe, het ons 'n voorbeeld nodig. En wie anders as Jesus? Jesus is vir ons as gelowiges die voorbeeld van al hierdie goed. Kom ons kyk kortliks net gou vinnig na dit. Die hele lewe van sy kinderdae af het Jesus passievol gelewe. As jy Johannes 10 hoor, dan hoor jy, ek het gekom om wat te doen? Om vir julle die lewe te gee en dit in oorvloed. Jesus was 12 jaar oud, sy ouers gaan na die groot fees toe in Jerusalem. Hulle ry weg, hulle dink hy's deel van die gemeenskap, van die karavaan van mense. Maar hulle kom agter 3 dae later, kan jy glo, dit moes 'n redelike groot klomp mense gewees het. 3 dae later kom hulle agter, maar Jesus is nie naby ons nie. En hulle gaan soek hom, en waar is hy? Hy is besig om in die tempel te luister na die skrifgeleerdes. En hy luister, en die mense was verbaas oor sy wysheid. Van kinderdae af het hy passievol geleef. En hy het gesê, ek het 'n roeping. Hier's iets, hier's 'n hand op my skouer. Dis my Vader se hand, sy seun, sy guns. Ek is 'n spreekbuis. Dis waarvan ons ook vanmôre wat hier sit. Jy kan nie stil bly as jy moet praat nie. Jy kan nie maar net aanvaar dat mense jou verniel en oor jou loop en jy dink dis maar reg of hulle dink dis maar reg nie. Nee. Jy het 'n verantwoordelikheid om weerstand te bied. Jy het 'n verantwoordelikheid om van hierdie leuen weg te kom. Pragtig, Johannes hoofstuk 13. Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd gekom het om van hierdie wêreld oor te gaan na sy Vader. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is, passievol lief gehad. Passievol lief gehad. Kom ons erken dit prontuit. Kom ons sê dit vanmôre vir mekaar, dis harde werk. Om sekere familie lief te hê is baie harde werk. Om sekere mense om jou, of jou kollega lief te hê, is nie speletjies nie. Jy moet die lang pad loop en jy moet maar weer sê goeiemôre, is baie lekker om jou te sien. Jy kan nie vir jou hart 'n moordkuil maak nie, as daar konflik is, moet dit uitgesorteer word. Maar hoekom is dit so moeilik? Want ons is besige mense. Ons verkies om dit te los vir môre en oormôre. En al wat gebeur, hy word soos 'n sneeubal, al hoe groter. Die pyn raak al hoe groter. En dis miskien die kern. Daai ou laaste sinnetjie mag miskien net nodig wees dat jy ophou Facebook en vir 'n slag Facebook. Dat jy vir 'n slag die koppie koffie drink. Of onthou jy 2 weke terug die 5de koppie tee.
Drink maar weer 'n koppie tee en praat maar weer daaroor. En kry jou hart op die tafel. Moenie dink dit gaan regkom nie, want dit gaan nie. Niemand gaan dit vir jou regmaak nie, jy moet dit regmaak. So iemand stel dit so duidelik, dat Jesus het vreesloos die pad gestap na die kruis toe. Kyk mooi in die volgende teks, wat staan in Lukas, daar staan, hy het vasbeslote die reis na Jerusalem onderneem. Hoekom? Omdat hy ook God was, en geweet het sy Vader het vir hom 'n kruis in gedagte. Kan ek vanmôre vir u as 'n geloofsgemeenskap, is my laaste woorde, vir jou sê, as jy kies vanmôre om God se volgeling te wees, om sy disipel te wees, moet jy jou kruis opneem en hom volg. En elke individu, en elke familie, en elke huwelik, en elke beroep het sy kruis. Jy moet die kruis opneem en Jesus volg. Ek het saamgebring vanoggend my ma se lei. Vir julle wat nou jonger is, sal dit nou nie weet nie, en ek het dit ook nog nie beleef toe ek 'n kind was nie. Daai tyd was verby. Maar my ma het in 'n plaasskooltjie skool gegaan en elkeen van hulle het 'n lei ontvang. Hierdie lei het sulke vierkantige lyntjies waarin jy geleer het om te skryf. Met bordkruit het jy geleer om te skryf. Agterop was 'n gewone bladsy lyntjies. Dis jou lei gewees. Die sielkunde praat daarvan 'n skoon lei, 'n blank slate. Dis soos 'n skoon kleitablet. Dis soos wanneer jy vir die eerste keer daar iets in jou lewe gebeur. 'n Mens se lewe is tereg 'n skoon kleitablet. Jy hoor mos nou vanmôre, jy kan nie dit wat verby is verander nie, maar jy kan vanmôre kies om voor te begin. Jy kan vanmôre weer kies en vra vir God om jou lei skoon te maak. Here, ek soek 'n tweede en 'n derde kans in my lewe. Ek het verbrou. Ek is die een wat die hoofstukke van my lewe geskryf het, maar Here, daar's hoofstukke waaroor ek my skaam. Daar's hoofstukke waaroor ek my familie beskaam het. Daar's hoofstukke waaroor ek bitter jammer voel. Spyt is. Ons sê altyd spyt kom te laat. Terloops nie vanmôre nie. God kom staan vanmôre voor jou en gee jou 'n nuwe kans. En wat so mooi is van die kleitablet tabula rasa. Alles in die lewe ontwikkel deur ervarings en deur belewennisse. En ek het vir julle as ouerpare, Flippie en Hanrey en Jeanrey, het ek vir julle elkeen so klein kleitabletjie gebring. Julle moet hom kom haal na die tyd. Ek wil julle aanmoedig vanoggend, gaan koop maar 'n blikkie verf. Ek het nou nie by die kerk gedink om dit ook nog te doen nie. Ek het gedink julle sal maar die blikkie verf kan koop. En dan vat julle van julle seentjies en julle dogtertjies se handjies en voetjies en dan druk julle vir julle so 'n handjie en 'n voetjie af en dan skryf julle vandag se datum daarop. Tabula rasa. God begin vandag 'n nuwe hoofstuk in julle familie en gesin se lewe en ook in julle kinders se lewens. En mag ons vanmôre wat getuies is van wat nou hier gebeur, vir onsself sê, weet jy, miskien is vanmôre ook my geleentheid om voor te begin. Jong man skryf oor sy ma wat kanker het. Want as hy daai kanker onderlede het, dan skryf sy die volgende woorde. Hy sê van sy ma die volgende, hy sê my ma het rustig voortgeleef en daar het sy gehoor het sy het kanker. Sy het nie skielik in paniek ingegaan nie. Hoekom nie? Want sy het haar hele lewe lank nog altyd doelgerig gelewe. Sy het nog altyd met wysheid opgetree. Sy verstaan die kinkels in die kaap, kinkels van die lewenspaaie. Mense het sy volkome lief gehad haar hele lewe lank. Dis ons getuienis oor my ma wat nou kanker het. Sy gaan nie nou paniekerig rondhardloop nie. Kan jy hoor vanmôre? Selfs wanneer jy vanmôre hier sit en Alzheimer's het en kanker het en siekte onderlede het, stap God nie vanmôre in sy groot troonkamer op en af en hy dink by homself, genade mense, wat gaan ek met daai kind doen? Wat gaan ek vir daai vrou sê? Hoe gaan ek vir haar verduidelik wat besig is om met haar te gebeur? Ek weet net nie. Nee. Die Bybel sê vir ons God het 'n troon in Openbaring 4. En as hy Johannes die skrifgie so oopmaak, dan sit daar iemand op die troon in kalmte, want God is God. En God laat partymal dinge in jou lewe toe wat jy nie verstaan nie. Ek noem dit die toelatende wil van God.
En as God gepraat het, dan aanvaar ek die pad wat God vir my gee, sy pad. Hy sal oor my lewe besluit. Hy sê oor sy ma, sy het die dinge wat in haar gesin en familie was, vroegtydig aangespreek en reggemaak wat moet regkom. Sy het goed nie ongesê gelaat wat gesê moes word nie. Daar was niks waaroor sy spyt was nie. Sy het haar lewe nog altyd voluit geleef tot die einde toe. So hier is my vraagie vanmôre vir jou is dit jy? Of het jy unfinished business? Het jy iets waarvan die Heilige Gees op hierdie oomblik vir jou oortuig dat hier is iets wat ek moet regmaak in my lewe? My eie lewe? Met my huweliksmaat, met my kinders, met my kleinkinders? Is daar iets wat ek moet regmaak? Jy kan nie die res van jou lewe 'n slagoffer wees nie. Jy kan nie die res van jou lewe sê, maar luister, my glas is maar so 'n bietjie half leeg. Ek weet nie eintlik nou hoe vorentoe nie. Jy kan nie sê die lewe skuld my ietsie, want die lewe skuld jou niks. Jy kan ook nie vanmôre vir mense kom sê, ek gaan nou met daar my hoekie sit. Want jy weet, arme ek, fooi tog, kyk nou hoe swaar gaan dit nou met my. Net miskien is vanmôre die geleentheid waar jy jou toevlug na die Here kan neem. Hier by die doop van klein Gideon en Minje en Handrey, is jy getuie dat God wil vanoggend iets in jou lewe kom doen. Onthou jy waarmee het ons begin vanmôre? Ons het gesê, niemand kan teruggaan en verander wat gebeur het nie. Maar jy kan vanmôre begin. En die einde kan 'n bietjie anders lyk as wat dit vanmôre voor jy ingestap het, gelyk het. Dit is in jou hand. Keuse lê by jou en my. Amen. Hemelvader, ons is stil verwonderd. Ja, die tyd het geloop en ons het 'n bietjie langer gesit. Maar Here, om aan die voete van God te sit, om die Heilige Gees vanmôre as leermeester in my hart te hê, om Jesus as my verlosser te aanbid, dis al wat saak maak. At the end of the day, dis wat saak maak. Dankie vir vanoggend. Dankie vir u innooi in die teenwoordigheid. Dankie vir die heilige ruimte. As ek nou na my kar toe stap, dan word my kar 'n heilige ruimte. En my huis word 'n heilige ruimte. En my kantoor by die werk word 'n plek waar ek God ontmoet, waar ek in sy diens werk, en waar ek op die trekker sit en werk, en waar ek ontspan en sport beoefen, en ek God se seën in my lewe beleef. Dankie Here, dat ons vanmôre getuies kon wees van die groot werke van God, ook in elkeen van ons se lewens. Ons eer u daarvoor. U is ons Here en ons God. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Voordat ons dankoffer opneem, ek kry 'n aanvoeling dat die mense vanmôre is wat hier sit, wat vanmôre weet God het met jou gepraat. As ek die aanvoeling verkeerd aanvoel, let it be. Maar ek wil graag nou terwyl jy nou hier sit, los jou geld in jou sak net eers. Wil ek vra, as jy vanmôre hier sit en jy weet, jy moet voorbegin, gaan ek nou vir jou vra om te staan en ek gaan vir jou bid. Nou, nie môre nie, soos nou. So ek gaan vir jou vra om jou oë te sluit. Jy hoef nie te kyk wie almal opstaan of as daar iemand is wat opstaan langs jou nie. Maar vanmôre is jou geleentheid. So kom ons raak net stil vir 'n oomblik, en as jy voel vanmôre, jy weet dat die Here 'n nuwe hoofstuk kom aankondig in jou lewe. Hy kom roep jou uit die kerkbank uit, dan wil ek vir jou vra om te staan. Kom ons gee nou geleentheid daarvoor. Jy hoef nie bang te wees nie, jy weet. Die Here het vanmôre vir jou kom sê, dis jou oomblik. Baie dankie, is daar nog mense? Kom maar jy nie oor die persoon langs jou nie, hierdie is jou oomblik met God. Hemelvader, vir hulle wat nou staan in hierdie oomblik, ook vir ons wat sit,
Maar die besonder in die oomblik, Here, vir hulle wat gesê het, hier is ek, Here. Ek wil vir U al die eer gee vanmôre. Want Here, U is die God van ons lewens. Here, U is die een wat direk kan inkyk binne ons hart en veral in die motiewe van ons hart. Here, U is die een wat sien waar ons stikkend is, waar ons vermoeid en belas geraak het, waar ek voel, Here, ek word stikkend gebreek deur onvergewensgesindheid. Ek beleef vanmôre nie meer die liefde van die Here in my hart nie, ek beleef dat my integriteit word beroof van my. Ek beleef ek het my entoesiasme verloor. Here, ek wil kom bid in die naam van Jesus, dat U nou in hierdie een oomblik, en daai mense wat nou staan, en ook ons wat sit, maar in die besonder hulle wat nou gesê het, Here, hier is ek, dat U nou sal kom en hulle lewens sal nuut maak. Bid dit in die naam van Jesus, Here, U is ons verlosser en ons God. En dankie dat ons nou kan weet, dit wat U begin in ons lewens, sal U ook klaarmaak in ons lewens. Ons bid dit in Jesus se naam en die hele gemeente saam sê, Amen. Baie dankie, kom ons dien die Here nou met 'n offergawe. Kom ons staan en sluit ons af met daai pragtige lied, as hy weer kom, kom haal hy sy kinders. 3 verse, kom ons staan en sing dit hartlik saam. Ontvang die seën van die Here en gaan na julle huise toe vandag in vrede. Dankie dat elkeen hier was en mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees nou gaan en bly by elkeen van julle. Amen.